So vir die volgende 3 weke gaan ons praat oor die geskenke wat die wyse manne vir Jesus gebring het. Goud, wierook en mirre. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here ons God, ons dank U Here vir U goedheid. Ons dank U Here dat ons ook in hierdie tyd kan vier dat U mens geword het om ons te kom vrymaak. Dankie Here vir die geleentheid wat ons as gemeente het om vanoggend hier by mekaar te wees en dit is my gebed Here dat U ook vir ons hierdie boodskap sal oopmaak en dat ons ook sal kan besef Here wat U alles vir ons gedoen het. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So die konteks van hierdie gedeelte is dat in Matteus word daar geskryf oor die geboorte van Jesus Christus. En dit was in die tyd van koning Herodes. En dan lees ons van die geskenke wat daar gebring is. Nou ek weet nou nie van julle nie, maar toe ons kinders gekry het, het ons nie goud gekry nie. Ook nie wierook nie, ook nie mirre nie. Ons het baie doeke gekry. Ons het fopspene gekry. Ons het sulke Milton-houers gehad, nee. Want die eerste kind is alles word gesanitize en dit word gewas. Die tweede kind, as die dammie val, dan lyk jy hom af en jy druk hom in. Ja, dis gewoonlik hulle wat die sterkste ook is aan die einde van die dag. So ons sien hierdie geskenke wat die wyse manne vir Jesus gebring het. So dan lees ons in Matteus hoofstuk 2 vers 10, dan staan daar: toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En elkeen van hierdie geskenke wat hulle gegee het iets beteken. Nou ons weet nie hoeveel wyse manne daar was nie. Ons het hierdie idee van 3, want daar is 3 geskenke. So, maar dit kan heel waarskynlik wees dat daar meer as 3 was wat hier geskenke vir Jesus gebring het. En ons weet ook dat Herodes vir hulle gesê het, maar as julle nou hierdie koning gekry het, dan moet julle terugkom en my kom sê daarvan. Want ek wil aan hom hulde bewys. Wat ons weet nie die waarheid is nie. Hy wou Jesus doodgemaak het want hy het gehoor daar's 'n nuwe koning, so hy was bang dit is iemand wat hom gaan vervang. En dan lees ons hierdie geskenke wat hulle gebring het. Goud wys op die koningskap van Christus. So wanneer ons gaan praat oor goud, dan gaan praat ons oor die koningskap van Jesus Christus. En wanneer ons praat oor mirre bewys op die lydende knegg wat Jesus Christus is. Met ander woorde dat hy gesterf het vir ons sondes. En dan vanoggend is dit wierook. En wierook dui op die priesterskap van Jesus Christus. Met ander woorde, wat het die priester gedoen in die Ou Testament en wat het Jesus gedoen om dit te kom vervang? En ons weet dat hierdie geskenke was baie kosbaar en dit was duur gewees en die wierook wat hulle gebruik het is baie keer gebruik vir medisinale eienskappe gehad. Nie net het dit lekker geruik nie. So daar is simboliek agter al hierdie geskenke wat hulle gekry het. Het julle al so gedink daaroor of lees ons maar net daar was 3 en daar was 3 geskenke en ons weet nie regtig hoekom nie. So dit is baie belangrik dat ons sal verstaan hoekom hulle daardie geskenke vir Jesus gebring het en wat dit beteken. Want die wierook gaan oor die priesterskap van Christus. Dat hy ons hoëpriester is. Nou ons is nie regtig geskool op hierdie idee van priesters nie, want dit is nie deel van ons denominasie wanneer ons praat van priesters nie, maar 'n priester het 'n geweldige belangrike rol gespeel in die Ou Testament. Die eerste ding wat hy gedoen het is dat priesters het offers gebring tot vergifnis van sonde. En die tweede ding wat 'n priester gedoen het is dat hy het namens die mense tot God gebid. Met ander woorde, hy was iemand wat ingetree het
tussen die mense en God. So daar is baie spesifieke goed wat hy moes gedoen het, en die eerste ding wat hy moes gedoen het was om die offers te bring aan God. Wat ons moet verstaan is, in hierdie hele verhaal en in hierdie boodskap vanoggend, is dit baie belangrik dat daar twee goed is wat ons moet verstaan. Die eerste ding is die absolute heiligheid van God aan die een kant. Aan die ander kant die absolute verlorenheid en sondigheid van die mens. En op een of ander manier moet hierdie twee by mekaar uitkom. Die probleem wat ons het in vandag se tyd is dat mense voel en hulle sê dat moenie vir my sê dat dit wat ek doen verkeerd is nie. Dat dit wat ek doen sondig is nie. Dat dit wat ek doen nie reg is voor die oë van God nie. Mense hou nie daarvan dat wanneer ons hulle aanspreek oor die manier hoe hulle leef, want veral as jy kyk na, jy weet, daar's 'n beweging deesdae wat sê dat jy mag nie sê of jou kind wat gebore gaan word 'n seentjie of 'n dogter is. Die kind sal self besluit eendag wat se geslag hy of sy is. Laas toe ek gekyk het, was daar net 2. Okay. So nou is daar mense wat sê, nee, daar's 52. Nee? Hulle identifiseer as furries, met ander woorde, hulle is nou katte, nee? En jy moet hulle dienooreenkomstig hanteer. So die mense kom op 'n plek in hulle lewe waar hulle sê, maar dit waar volgens ek identifiseer, is wie ek is. En wat ons baie mooi moet verstaan is dat wanneer jy as mens ontken dat hoe God jou gemaak het en sê dat dit verkeerd is en dat jy eintlik 'n vrou of 'n man moet wees, wat jy eintlik sê is dat jy is beter as God. Maar ons mag nie mense aanspreek oor hierdie goed nie, want dit is hulle seksuele identiteit. Dit is hoe God hulle gemaak het. En sodra mens met mense begin praat oor hierdie goeders, dan is dit half asof daar teengewerk word teen die heiligheid van God. En ons moet dit baie mooi verstaan, dat ons is sondige mense en God is heilig. Maar ons leer ons kinders, daar is iemand wat kom aan die einde van die jaar. Dis Kersvader. Ons leer ons kinders dat as jy nou mooi soet was deur die hele jaar, dan gaan jy 'n groot geskenk kry. Ons skep die idee dat ons goed kan wees om God se genade te kan verdien. Wat ons moet verstaan as Christene is dat God is heilig. Dis nie maar net 'n eienskap van God nie. Dit is wie hy is. En totdat ons op daardie punt kom om te besef hoe heilig God is, totdat ons nie besef hoe heilig hy is nie, gaan ons altyd gemaklik wees met sonde. Totdat ons besef wie hy regtig waar is, gaan ons maar net ons lewe lei soos wat ons dink dit reg is, en gaan ons doen dit wat vir ons lekker is. Wie van julle sê sonde is lekker? Steek op jou hand. As jy nie jou hand opsteek nie, is dit een van twee redes. Of jy jok, of jy doen dit nie reg nie. Okay? Want sonde is lekker. Sonde gee vir ons 'n tipe van 'n satisfaksie, maar die prys daarvan, daar's baie belofte in om dit te doen, om te sê maar ons doen dit want dit is vir ons lekker, maar die gevolge daarvan is nie so lekker. So jy kan kies wat jy wil doen
hoe jy jou lewe wil lei, waar jy wil gaan, wat jy wil sê, in watse tipe verhoudings jy wil wees, jy kan dit kies, maar jy is nie vry van die gevolge van jou keuse nie. Dit kan jy nie kies nie. So as jy oor die rooi lig ry, en hulle vang jou en hulle gee vir jou 'n boete, jy het die keuse gehad en dit was vir jou lekker in daai oomblik, né? Maar die gevolge daarvan gaan jy dra. En vir ons as mense moet ons op 'n plek kom om te weet, maar ons moet weet van die heiligheid van God. Dis nie maar net 'n eienskap van hom nie. Alles van God is heilig, sy genade is heilig, sy liefde is heilig, sy vergifnis is heilig. Hy is ver verhewe bo ons. Hy is nie daar om ons te dien nie, ons is daar om hom te dien. En ons moet verstaan dat ons is sondig. So nie een van ons nie jy nie die nice mens by die werk nie ek nie een van ons is goed genoeg om in die heiligheid van God te kan inkom nie. En God haat sonde. En dit is hoekom daar 'n priester was. Want een keer 'n jaar het die priester gegaan en dan het hy in die allerheiligste deel, want die tempel van God was in verskillende kompartemente. Die een was die algemene gebied, met ander woorde, dit is waar almal kon wees. En dan was daar 'n heilige area en dan was daar 'n allerheiligste area wat agter 'n dik gordyn was. En een keer 'n jaar het die priester daar ingegaan om die offers te bring vir die volk. En dan was daar 2 bokke. Ek het nou ongelukkig nie 'n prentjie van die ark nie, maar die ark van God was 'n houtkus en dan bo-op was daar in goud engele gewees. En daar was 'n plaat en daardie plaat was genoem the mercy seat. Die genade troon van God. En dan het die priester gekom en hy het die bloed gevat van daai dier wat hulle geoffer het en dan het hy dit daar gesmeer sodat dit 'n teken is van die bloed van die mense en dat God mense vergewe. Het julle al ooit gehoor van 'n sondebok? Weet julle waar dit vandaan kom? Daar was 'n tweede dier wat die priester gevat het en dan het hulle hande op die bok gelê. As 'n teken dat die sonde van die mense word op hierdie bok geplaas. Dit is die sondebok. En dan word hy in die woestyn uitgejaag. Vir een keer 'n jaar het die priester gekom om die offers te bring vir God. En daar was 'n sondebok as 'n teken dat die sondes van die volk uit is, maar dit was nie regtig uit nie. Dit wat die priesters gedoen het, was nie goed genoeg nie. Maar dit was 'n teken dat 'n onskuldige dier geoffer moes word, dat die bloed moes vloei en dat 'n onskuldige dier gevat is en die sonde van die mense is op dit gelê en is uitgejaag as 'n teken om te sê dat God die sondes van mense vergewe. Die onskuldige vir die skuldiges. En dit is presies wat Jesus Christus ook kom doen het. Jesus Christus het gekom om die offer, die regverdigheid van God te kom bewys, maar ook God se genade. Want God is regverdig. Hy kan nie net eenvoudig sonde toelaat nie. Want God is heilig, hy is ver bo ons. Alles van God is soveel meer as wat ons het. Maar nou is ons nie meer in die Ou Testament nie. Ons is nie meer onder die ou verbond nie. Want Hebreërs kom, dan skryf die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 10 vers 10 tot 12 en dan sê hy: omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder. Met ander woorde, ons is heilig. En hierdie heiligheid kom nie uit onsself nie. Waar kom dit vandaan? Deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Ek wil so graag hê dat julle hierdie ding moet verstaan.
is dat Christus Jesus het een keer die prys betaal. Daar's mense wat sê dat jy jou saligheid kan verloor. Die Bybel sê Christus het vir eens en vir altyd die prys betaal. As jy jou saligheid kan verloor, beteken dit dat wat Christus gedoen het, is nie goed genoeg nie. Dat dit hang van my af. Ek weet nie van julle nie. Maar as my saligheid van my afhang, is ek in 'n groot moeilikheid. Groot. Want Jesus Christus het die prys betaal, eens en vir altyd. Dit beteken nie jy kan aanhou sonde doen nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat jou vergifnis een keer betaal is. Die prys is vir dit betaal eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Jesus het alles betaal. Dit is hoekom hy gekom het. Dit is hoekom ons in hierdie tyd van die jaar is. Dit is hoekom ons die geboorte van Christus vier. Dit is hoekom hy gekom het dat dat 'n onskuldige vir die skuldiges gesterf het. Dat die oordeel van God op Jesus Christus geplaas is, want hy het twee dinge gedoen. Die eerste ding wat hy gedoen het is, die oordeel van God is bevredig. God is tevrede met die prys wat betaal is. Die tweede ding wat hy doen is, hy bewys die genade van God aan ons. Ek soek 'n volunteer. Ek het 'n volunteer. Okay. Moenie worry nie. Sit rustig. Okay. Hierdie is die, kom staan net hier so. Okay. Hierdie is wat jy nou het. Dit is wat ons het. Dit is wie ons is. 'n ou dun baadjie wat jou nie deur nou die dag se storm sal hou nie. Okay. En dan kom Christus en hy sê hy vat dit wat ons in is en hy gee vir ons iets anders. Trek hom aan. Okay, daar's hy. Pas hy. Dis 'n bietjie groot, né? Hy's so groot jy kan nie eens jou hande hier uitsteek nie. Want dit is hoe groot God se genade vir ons is. Dit is groter as ons. Dit oorweldig ons, dit maak alles toe, dit vergewe ons sondes, dit maak ons nuut. Dit is wat Jesus Christus doen. Jy kan hierdie uittrek. Dit is vrekbaar. Okay. Dit is eintlik vir die Europeërs hierdie goeders. Dankie. Dit is om te bewys hoe groot God se genade vir ons is. Dat ons is nie goed genoeg om dit te kan verdien nie, maar hy kom en hy gee dit vir elkeen van ons. Dit is wat hy doen as priester. Hy bewys die genade van God aan ons. Hy vergewe ons sondes. Hebreërs 4 vers 14 sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, met ander woorde, dit is Jesus Christus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. So wat ek vanoggend vir jou wil sê is dit, Christus verstaan waardeur jy gaan. Christus ken jou. Christus was in die tuin van Getsemane, dat hy vir sy disippels gesê het, ek is benoud tot die dood, dat sy sweet in bloed verander het. Hy weet presies waardeur jy gaan. Hy weet die angs wat jy ervaar. Hy weet dat in hierdie deel moet jy met al die crazy mense in jou familie deel. En almal het een. As jy nie in een kan dink nie, ek sê net, almal het een. Okay. Christus weet van die pyn wat ons ervaar in hierdie tyd van mense wat geliefdes verloor het.
Christus weet hoe dit voel dat jy worstel met goed, dat jy worstel met sonde, dat jy worstel met uitdagings. Want toe Jesus Christus vir sy mense gesê het dat hy die seun van God is, het sy familie vir hom gelag. Dink net hieraan, dat hy is gebore buite egtelike verhouding, 'n enkel ma, dat hy gespot word, dat hy arm groot geword het. Moenie luister na hierdie prosperity ouens wat vir jou sê Jesus was 'n miljonair nie, hy was nie. Hy het arm groot geword. Hulle het hom gespot. 'n Vriend van hom het gesterf en hy het gehuil daaroor. Sy vriende het hom verlaat. Hy is gekruisig, hy het gesterf, maar hy het opgestaan. En hy het gevat wat hy nie verdien nie, om vir ons te gee wat ons nie verdien nie. As jy dink daar is niemand wat jou verstaan nie, kan ek jou verseker dat Christus Jesus verstaan jou. Hy weet waardeur jy gaan. Dink net vir 'n oomblik dat Johannes 1 sê vir ons dat die woord was by God en die woord was self God en daardie woord is Christus en die woord het mens geword en hy het onder ons kom woon. Hy het kom ervaar wat ons ervaar en oor is hy versoek deur die Satan en hy het nie gesondig nie. Want hy het gesê dat jy leef nie van brood alleen nie, maar van die woord van God. Dat jy mag niemand anders dien nie, behalwe God homself. Dat jy niks in God se plek kan stel nie. Dit is wie Christus Jesus is. Die goud wat hy gekry het, wys op sy koningskap, dat hy ons koning is. Die mirre kom wys vir ons, dat hy sy lewe vir ons gegee het, sodat ons gered kan word. Die wierook kom en hy sê vir ons, maar ek is nie net iemand wat my lewe vir jou gegee het nie, ek tree in vir jou. Jou sondes is vir altyd vergewe, deur dit wat ek gedoen het. En nie net dit nie, jy het die genade van God ontvang, deur dit wat ek gedoen het. Ons kan niks doen om hierdie genade te verdien nie. Ons kry dit deur geloof. En daarom sê Hebreërs, hy sê, kom ons dan, dat ons met vrymoedigheid na hom toe kan gaan, dat ek wil jou uitdaag vandag, of jou aanspoor, of jou aanmoedig. Bring alles wat jy het, na God toe. En hy kan jou lewe verander. Hy kan jou sondes vergewe, hy het dit al reeds gedoen. Ons moet ons sondes bely, maar hy het reeds die prys daarvoor betaal. En ek wil jou aanmoedig om te sê, maar kom net soos wat jy is. Lê jou lewe voor God neer. Vra vir hom om jou te help. Want hy het jou lief, hy het sy lewe vir jou gegee. Toe Linke kleiner was, dan hulle het hierdie Robux, hulle speel dit nou nog. Dus ek weet nou nog nie hoe werk dit nie. Maar jy moet dit koop. Nee? Jy moet die goed koop, dan kom sy so na my toe, kom sy so langs my en dan weet ek, hulle kom weer bedel vir Robux punte, of goed, ek weet nie. En dan gee ek dit vir haar, omdat ek vir haar lief is. Ons is in 'n verhouding met mekaar. Wanneer jy na God toe kom vanoggend en jy vra vir hom, om dit wat in jou lewe is, wat nie daar moet wees nie, om dit te kan wegvat, dan sal hy dit doen. Want hy is so lief vir jou. En as priester, ons hoëpriester, het hy die perfekte offer gelewer. Sy bloed het gevloei om ons sondes te vergewe. En dan sê die Bybel vir ons, dat hy tree in vir ons. Wanneer God na jou kyk, as jy 'n kind van God is, as jy jou lewe vir die Here Jesus Christus gegee het, wanneer God na jou kyk, sien hy nie jou nie, hy sien sy seun en dit wat hy gedoen het. En dit is genoeg. So kom vandag, en dat wanneer ons hierdie kerse aansteek, en wanneer ons
die geboorte van Christus vier. Dat jy sal weet is dat wanneer jy die volgende keer die Bybel lees en jy lees van wierook, wat dit beteken, dat Christus het die prys betaal. Ons sonde is op hom geplaas. Ons het die genade van God ontvang. Ons het die regverdigheid van God ontvang. Die prys is betaal eens en vir altyd. Dat Christus alles gegee het wat jy nodig het om by God uit te kom. Here, ons dankie Here dat ons kan weet dat U ons priester is en dat U die offer gebring het wat nodig is dat ons sondes vergewe kan word. Ons dankie Here dat U mens geword het, dat U ons ken, dat U elke emosie ervaar wat ons ervaar, dat U ook verlaat was, dat U ook eenkant geskei was, maar Here, dat ons ook kan weet, dat U opgestaan het, dat U die Seun van God is, dat U lewe vir ewig, dat ons sondes vrygespreek is, vergewe is, dat ons nuut gemaak het, dat ons U regverdigheid ontvang het. Ons dankie Here vir U goedheid en vir U liefde. Bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.